Kom ons word nou stil voor die Here. Met die votum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 107 tot die Here se lof, die eerste en die 3de verse. Psalm 107, 'n psalm van dankbaarheid vanweë die verlossing wat ons het in die Here Jesus Christus. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Psalm 107 verse 1 en 3 en daarna bely ons geloof saam. Die anker waarin ons vashou is die belydenis van die 12 artikels van ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy heilige wet vir ons gegee in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie,
Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Dis die laaste gebod. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord hierop deur Psalm 139 te sing. Psalm waarin ons bely dat die Here alles weet wat in ons lewens aangaan. Dat daar niks voor hom bedek is nie. Hy skou uit ewige dieptes neer en hy sien ons harte en ons wandel aan. Psalm 139 verse 1 en 12 en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Driemaal heilige God, U sien alles, U weet alles. U kyk vanuit die ewige dieptes. Daar is niks wat voor U bedek is wat in hierdie wêreld aangaan nie. Al die onreg wat gepleeg word, al die planne wat gemaak word, die opstand wat daarteen U beplan word, alles wat op geweldige groot wêreldskaal plaasvind, maar ook wat myself betref, my hart en my wandel, my sit en my staan,
Die sondes wat ek diep in my boesem bære, dit wat diep weggesink is, U ken dit alles, U weet dit alles, dinge wat ek bedink, nog voor ek dit bedink het. Ons bely dat U ken die swart verborge dieptes van ons hart. En ons staan beskaamd voor U wanneer ons deur U wet ontbloot word vir dit wat ons is, sondaar mense, voor die aangesig van 'n God wat geen sonde sal verdra nie. Ons bid dat ons dan vandag erns sal maak met hierdie erediens, dat ons erns sal maak met die woord wat ons hoor, dat ons erns sal maak met die genade tyd wat ons nou ontvang het. Mag die Heilige Gees self kragtig in ons spreek, en deur U diensknegt in al sy onbekwaamheid kragtig tot ons spreek, want U is 'n God wat nie wil hê dat een enkele sondaar verlore moet gaan nie, en daarvoor het U ook U Seun na hierdie wêreld gestuur. Juis sodat sondaar mense gered kan word. Mag sy evangeliewoorde dan met ons spreek vanoggend, en orals daar waar dit in die wêreld gebring word, mag dit geseën word. Ons het so nodig. En ons familie het dit so nodig. En ons vriende het dit so nodig. En hierdie samelewing het dit so nodig. En ons volk het dit so nodig. Ons bid, Hemelse Vader, dat U dan nou deur die Heilige Gees alles sal wegneem wat skeiding maak tussen ons en daardie verlossende genadige woord van ons Here Jesus Christus. Ons vra dit in sy heilige naam, deur wie ons ook vergifnis het van sonde. Amen. Twee skrifgedeeltes, die een uit die Ou Testament, en dit is die profesie van Jesaja, Jesaja 55, baie bekende hoofstuk in die Bybel, Jesaja 55, en dan sal ons ook uit die evangelie volgens Lukas lees in die 13de hoofstuk. In Jesaja 55 sê die Here deur sy profeet die volgende vanaf vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtig gemaak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. En dan lees ons in die Nuwe Testament uit die Evangelie volgens Lukas vanaf die 12de hoofstuk, die 54ste vers. Lukas 12 vers 54. En hy het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën, en dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees, en dit gebeur. Geveinstes, die voorkoms van die aarde en die lig weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie? Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan,
Doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het. Dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek, en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. In antwoord daarop sing ons Psalm 67. Psalm 67, die eerste, die tweede en die derde verse. Die derde vers is net 'n halwe vers. Psalm 67 verse 1, 2 en 3.
Lukas 13 vers 3. Ek sê vir julle, sê die Here Jesus, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Geliefdes, ons ken die gesegde, die blinde sambok het hom of haar getref. Beteken, een of ander ramp of ongeluk het oor die pad gekom van iemand wat dit verdien het. Deesdae praat mense ook van karma. Dis 'n Hindoe terme wat daarop dui dat wat jy sal saai, sal jy maai. Saai jy mooi positiewe dinge, sal jy eendag daarvoor beloon word. Saai jy kwaad, sal dit jou eendag inhaal, nou of in jou volgende gereïnkarneerde lewe. Hoe dit ook al sy, boontjie kry sy loontjie. Tref die ongeluk iemand, word jy oorval deur een of ander ramp, dan is dit maar net sy of haar verdiende loon, die blinde sambok, of karma, dit werk nou maar eenmal so. Redeneer u ook so, geliefdes? Is dit hoe u koppe ook werk? U sê vir my nee. Dan wil ek maar net vir u vra, hoeveel keer het u nie ook maar al saam gepraat wanneer 'n jong vrou skielik deur 'n motorongeluk uit hierdie lewe geruk word, of wanneer 'n kleuter aan beenmergkanker sterf, of om dit nog meer van toepassing te maak op die tye waarin ons leef, sê nou maar wanneer 'n dominee besig is om 'n preek voor te berei en hy word deur 'n bende rowers oorval en pap geskop. Hoeveel van u het nie dalk al gesê dat hy of sy het dit darm nie verdien nie? Met ander woorde, daar is ander wat dit wel verdien, maar hy of sy het dit nie verdien nie. Ja, miskien is daar baie onder ons wat soos die Jode in die skrifgedeelte geredeneer het. Hulle het gedink dat die Galileërs wat deur 'n ramp oorval is, die manne wie se bloed met die offerdiere se bloed vermeng geraak het, hulle moes dit seker maar verdien het. Want jy weet, slegte dinge gebeur mos nie met goeie mense nie. Of hoe? En as dit wel gebeur, dan kan of wil ons dit nie verstaan nie. Waarom, o Here, waarom het hy of sy dit gedoen om dit te verdien? Wat het hulle gedoen? Nou die Here Jesus gee vir ons 'n Bybelles vanoggend. Hy gee vir ons die insig om die hoofopskrifte van die koerante reg te verstaan. Hy maak ons oë oop, sodat ons nie ook soos ander blindes van 'n blinde sambok praat nie. Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Maar ek sê vir julle, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En hiermee sit die rabbi van Israel eintlik maar net Johannes die Doper se prediking voort, dit wat ons in Lukas 3 lees. Dra dan vrugte wat by die bekering pas, het hy gesê, want die byl lê ook al teen die wortel van die bome, en elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Want jy sien, daar die Jode, die mense wat die Here Jesus gevolg het, die mense wat agterop aangetou het, om net deur een of ander wonderwerk vermaak te word, en die skrifgeleerdes aan die ander kant wat hom soos hongerhonde omsingel het, net om 'n skewe woord uit sy mond op te vang. Of u miskien, wat vandag hier opgedaag het, om hopelik 'n goeie preek te hoor. Besef miskien nie dat ons almal op geleende tyd leef nie. Die toring van Siloam kan net so vinnig en net so maklik en skielik op my val as enige iemand hier langs my. Ons behoort dit mos te weet, sê die Here Jesus, want God se oordeel rus oor hierdie wêreld en daardie oordeel is toenemend aan die kom.
So seker as wat u die weer kan voorspel, as die wolke hier aan die weste van Koelsberg saampak, dan weet ons dat die reën miskien 3 dae weg is, en as die noordweste wind 3 dae lank waai, dan weet ons daar's 'n koue front op pad. Ja, sê ons, Here, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Hoe is dit dat julle nie die stormwolke oor julle eie lewens sien saampak nie? God se toorn word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, so lees ons in Romeine 1. En in Romeine 3 skryf dieselfde Paulus, daar's niemand regverdig voor God nie. Selfs nie een nie. Daar's niemand wat goed doen nie, daar's selfs nie een nie. En ons weet, sê die apostel verder, dat die loon van die sonde, wat is die loon van die sonde? Die loon van die sonde is die dood. Elke mens se verdiende loon, ongeag ouderdom, van speenoud tot stokoud, ongeag of jou naam Moeder Teresa en of jy Donald Trump is, niemand verdien iets anders nie. Die vraag is dus nie, hoe kan ek 'n God dien wat toelaat dat babatjies wat gebore word sterf nie? Want jy weet, daar is hoogmoedige mense wat God wil oordeel, maar min wat besef dat hulle self diegene is wat onder sy oordeel staan. Min wat besef dat dit 'n ongelooflike wonder is dat daar hoegenaamd nog babatjies gebore word. So die vraag is nie, hoekom juist daardie groepie Galileërs onder die swaard moes deurloop nie, en hoekom daardie 18 onder die vallende toring beland het nie, hoekom juist daardie een of daardie een, maar nie hierdie een nie. Die vraag is, hoekom leef ek nog? Wat maak dat ek nog offers kan bring? Wat maak dat die rampe my nog nie getref het nie? Ek leef sodat ek my kan bekeer. Dis hoekom ons Here vandag vir ons sê, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Julle sal almal omkom, soos daai Galileërs omgekom het, en hulle was op pad om juis deur hulle offers versoening by God te soek. Dis waarvoor die offerdiere se bloed eintlik bedoel was. Dit was om die verbondsmens met sy Here te versoen. Die Galileërs wou dit nog doen, maar hulle het nie daarby uitgekom nie. In ons skrifgedeelte is ons Here Jesus op pad na Jerusalem. Hy's op pad na Golgotha. Hy het reeds aan sy volgelinge meegedeel, ons lees dit in Lukas 9, dat die Seun van die Mens baie moet ly, dat hy verwerp moet word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en dat hy gedood sal word en dat hy op die 3de dag sal opstaan. En Johannes die Doper het dit ook vooruit gesien. Reeds vroeg in Jesus se bediening het hy hom beskryf as die lam van God. Die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. So wat bedoel die Here Jesus as hy vir die mense sê, julle moet julle self bekeer? Wat beteken dit hier in ons skrifgedeelte? Beteken dit dat hulle minder na ander vroue moet kyk? Beteken dit dat hulle moet ophou om te lieg as hulle belastinginkomste vorm invul? Of om op te hou skinder? Of om minder te drink? Of om op te hou vloek? Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, geliefdes, hulle moet hom as hulle verlosser erken. Hulle moet erken dat hy die lam van Jesaja 53 was. Hulle moes ophou om hom as net nog 'n ikoon te sien. Of erger nog, om sy bediening
met die werk van Beelzebul te vergelyk, soos die Jode reeds gedoen het. Bekering beteken om heelhartig, sonder voorbehoud, die Messias van Israel as jou verlosser in die geloof te omhels. En is rondom hierdie bekering of die gebrek daaraan dat jou ewige toekoms afhang. En ek en u broeder en suster, as ons voor God se regterstoel staan, verdien ons niks anders as die ewige dood nie. Ek praat nie van die tydelike dood nie. Ek verwys nie na Pilatus se swaard of die vallende toring of die kanker of die motorongeluk nie. Ek praat van die ewige dood of die ewige lewe. Want vroeër in hoofstuk 12 sê Jesus, moenie vrees vir dit wat die liggaam doodmaak en niks meer kan doen nie. Maar ek sê julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het by magtig is om julle in die hel te werp. Ek sê vir julle, vrees hom. Bekeer jou, anders sal jy net soos hierdie Galileërs omkom, maar erger nog, jy sal land voor hom wat by magte is om jou in die hel te werp. Ons teksgedeelte word omraam deur twee gelykenisse wat die onverdienstelike mens se situasie beskryf. Hy of sy moet hom bekeer tot die Here Jesus Christus. Die opdrag se dringendheid word onderstreep deur dit wat daar voorkom, want Jesus leer dat terwyl jy met jou teestander op pad na die owerheid gaan, doen liewers moeite langs die pad om van hom los te kom. Sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ons weet mos, jy is of vir Jesus of jy is teen hom, hy is of jou verlosser of hy is jou teestander. Jy en jou teestander is op pad na God se regterstoel, jy is diep in die skuld, jy is ongelooflik diep in die skuld, jy het geen kapitaal nie, geen verdienste nie, die uiteinde van die hofsaak gaan baie sleg vir jou afloop. Doen nou moeite om jou met jou teestander te versoen, terwyl jy nog op pad is, terwyl daar nog 'n geleentheid is. So broeders en susters, ons teksgedeelte sê dat ons tot Jesus moet bekeer, anders gaan ons die ewige dood tegemoet. Maar terwyl ons teks die noodsaak van bekering beklemtoon, onderstreep dit wat vooraf gaan en die gelykenis daarna ons die dringendheid van bekering. Jy moet jouself bekeer. Jy moet jouself nou bekeer, nou terwyl daar nog geleentheid is. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Israel was die Here se wingerd. Die volk was omheen deur die Here self beskerm, baie goed versorg, bemes en nat gelei. Maar na 3 jaar, solank as wat die Here Jesus die land deurkruis het, as wat hy siekes gesond gemaak het, demone uitgedryf het, die wingerd met sy lewende woord nat gelei het, na 3 jaar was daar nog niks om te wys nie. Die eienaar het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Geen bekering, geen geloof. En soos ons weet, soos die een drag op die ander volg, behoort daar ook ander vrugte te wees wat op bekering en geloof volg, lankmoedigheid, vriendelikheid, vrede, sagmoedigheid, selfbeheersing. Geen vrugte nie. Dit beteken net dat hierdie boom nog nie 'n wortelbekering ondergaan het nie. Ten spyte daarvan dat die Here Jesus hom so liefdevol versorg het nie. Nie net hy self nie, maar ook deur sy amptdraers kry die boom al die voeding
wat hy nodig het. Voor sy kruisiging het ons die Here se apostels die hele land deurreis om die koninkryk van God te verkondig. Kap hom uit, sê die eienaar. Die plek wat hierdie boom inneem, die moeite wat in sy versorging ingestoot word, dit kan net sowel deur 'n ander boom benut word. Kap hom uit. Partykeer kan so 'n vyeboom pragtige blare hê. Die blare kan blink en gesond skitter. Maar hier binne lewer die onbekeerde hart niks op nie. Die Here Jesus en sy disippels het so 'n vyeboom later op weg na Jerusalem teëgekom. Hulle was honger en hy sien die vyeboom langs die pad en hy gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie. As net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Nou kan dit nog net as vuurmaak dien. Maar in ons gelykenis hier in Lukas 13 gebeur dit nie. Nee, die tuinier tree in vir die vyeboom. Die tuinier tree in by die eienaar en hy sê, nee, nie nou al nie. Nie nou dadelik nie. Gee my asseblief 'n verdere geleentheid om hierdie boom nat te maak. Om hom te bespit en te bewerk. En dan is daar nog 'n Sondag, iewers in die stad, of in die Karoo, en die kerkdeure word oopgesluit, en die dominee klim op die preekstoel, en die Here lei nat, en die Here bespit, en bewerk die vyebome in sy wingerd. Maar dit sal nie vir altyd aanhou nie. Die byl lê al teen die wortel van die vrugtelose vyeboom. Iewers in 'n kaserne is Pilatus se soldaat besig om sy swaard te slyp. Die krake begin al te wys in die toring van Siloam. Iewers in die are het die bloedklont nou al vorm aangeneem. Iewers is die gewasse en die ingewande besig om te groei. In die weste pak die stormwolke saam. En diep onder die aarde se oppervlakte in die stille oseaan is die spanning tussen die aardplate besig om onhoudbaar te word. Ergens in Palestina het die tuinier en die eienaar nou ooreengekom. Dis nou tyd. Kap hom uit. En so lees ons in Jesaja 55, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, laat die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, want die Here vergewe menigvuldiglik. Amen. Kom, laat ons dank. Driemaal heilige God, ons bely dat ons hierdie genade aanbod nou al oor so lang tyd vanselfsprekend aanvaar. Dat ons nie hierdie erediens hoef by te woon nie, want daar sal weer een wees. Dat ons nie hierdie nagmaal hoef by te woon nie, want daar sal weer een wees. Dat ons hierdie geleentheid om U in gebed te soek, dat ons dit maar kan oorslaan, want môre is daar weer 'n geleentheid. Dat ons hierdie geleentheid wat ons het om 'n getuienis te lewer vir diegene wat vir ons lief en dierbaar is, mense wat ooglopend hulle rug draai op die evangelie, dat ons daai geleentheid maar laat verbygaan. Miskien is daar volgende week weer 'n geleentheid.
of 'n ander dag, of eendag as ons die moed by mekaar geskraap het. Ons bely dat ons roekeloos omgaan met dit wat ons van U ontvang het. En ons bid, Hemelse Vader, dat U ons deur ons Here Jesus sal vergewe, Hy wat op die oomblik daar vir ons intree, en wat die dae in ons lewens toevoeg, sodat ons die geleentheid het om ons tot Hom te bekeer, en sodat ons, en dit is die verskriklike, en ons weet dat Hemelse Vader eendag nie verskoning sal hê, as ons voor U regterstoel staan nie. Ons dank U vir dit wat ons oor die jare ontvang het en nog steeds ontvang. En ons bid vir opregte bekering in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sluit af met Psalm 81, die 11de, die 12de, die 13de, 14de en 15de verse. Dit is Psalm 81. Die Here is aan die woord, hy sê, ek is God en Heer wat die volk bevry het, ek en niemand meer, wat heel deur my hand uit Egipte land veilig uitgelei het. Vers 11, 12, 13, 14 en 15. ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.